Goeiemôre. Dit is Johan Spies en ons gaan verder in ons reeks oor die Omega leer. Vandag kom ons by die rol van Israel in die eindstryd. Ek hoop dat hierdie opname minder onderbrekings gaan hê as die vorige een en dat die gekraak weg sal wees. Ek het 'n bietjie aan die drade gewerk en ek hoop dit is beter. Maar voor ons begin, kom ons sluit net die oë. Hemelvader, ons vra U om vanoggend met ons te wees. Help U ons om te verstaan wat aangaan in Israel. Wat gebeur het met die volk wat in Israel gewoon het? Die volk wat vandag daar woon. Gee U vir ons die leiding, dat ons sal sien wat U doel is met daardie mense. Ek vra dit om Christus en wil alleen. Amen. Nou, ek kon ook 'n ander naam gegee het vir vandag se les. In plaas van die rol van Israel in die eindtyd, kon ek dit genoem het die wonderwerke van God. Want alles is een groot wonderwerk. Die wonderwerke het begin in Genesis 1 vers 1, toe God gesê het, laat daar, en toe volg 'n hele reeks dinge wat God gesê daar moet wees, en dit was daar. Dit was wonderwerke. So het God sy skepping daar gestel, en in sy skepping openbaar God hom ook aan onsself. So, dit was die eerste wonderwerk. Maar dan is daar 'n ander wonderwerk, en dit is die onderwerp waaroor ons vandag gaan gesels. Dit is die wonderwerk van sy volk, Israel, 'n volk wat verstrooi was oor die wêreld vir 2000 jaar, maar wat in die 2000 jaar teruggekeer het, 'n taal wat gesterf het, weer teruggeneem het, 'n volk wat 'n land wat verwoes en verlate was, heropgebou het, 'n volk wat God daar wil hê in die eindtyd, as ons kyk na die profesieë. Dit is een groot wonderwerk, en ons gaan vandag hierdie wonderwerk van naby bekyk. Ons sien die begin van hierdie wonderwerk reeds in die skepping van die volk Israel. God roep 'n man, en nou moet ons mooi hieraan dink, hy roep 'n man wat hom nie ken nie. Want Abraham het gewoon in 'n goddelose wêreld, waar hulle nie die drie-enige God geken het nie. Hy roep vir Abraham uit Ur van die Galdeërs. So hy roep 'n man wat hom nie geken het nie. Hierdie man wat hom nie geken het nie, luister na die stem van God en hy volg God. Later verander God sy naam van Abraham na Abraham, maar hy is getrou en hy trek na die beloofde land Kanaan. Hy verlaat 'n sondige gebied, en soos hy trek, begin hy geestelik verander. Dit is 'n geleidelike verandering wat in hom voorkom, en dit word meer en sy vertroue in God groei, so na mate hy meer afhanklik van God raak. Later het Abraham sy herstelde vertroue in God getoon, deur sy bereidwilligheid om sy seun Isak op die berg Moria te offer. Dit is nadat hy 'n bietjie weggedwaal het deur Egipte toe te trek, terwyl God nie wou gehad het, hy moet dit doen nie. Sy seun Isak was hy bereid om te offer. En uit Isak uit is Jakob gebore. En Jakob se naam is later verander na Israel, dit is die volk van God. So hierdie eerste 3 generasies, Abraham, Isak en Jakob, migreer eers na die land Kanaan uit Egipte uit. En ek bly verkeerde knoppies druk, jammer daarvoor. En hierdie 3 is die stamvaders van Israel, en hulle vrouens is by Magpela begrawe. Lees gerus in Genesis 23 as jy meer daaroor wil weet. Jakob het toe 12 seuns gehad, en uit hierdie 12 seuns is die 12 stamme van Israel gebore. Die Jode het 4 eeue lank as slawe vir die Egiptenaars gewerk, en daarna is hulle deur Moses in ongeveer 1300 voor Christus uit Egipte gelei, en na 'n reis van meer as 40 jaar bereik die Jode uiteindelik die land wat God aan hulle voorsaat Abraham beloof het, maar God het daai belofte aan Isak en Jakob ook herhaal. Onder die leierskap van Josua trek die Jode hulle beloofde land in, ongeveer 1250 voor Christus.
tydens die proses van die skepping van die volk Israel, maak God 'n aantal beloftes aan Abraham, en dit is hierdie beloftes wat ek so voortydig geflits het in hierdie weergawe. Die beloftes was onder meer dat Abraham se naam geseën sal word, dat 'n volk uit Abraham en sy vrou sal spruit, en dink mooi, Abraham en Sara was op daardie tyd te oud om voort te plant. Dit was menslik nie meer moontlik vir hulle om voort te plant nie. So dis nog 'n wonderwerk. God beloof aan Abraham dat sy nageslag vir ewig in die beloofde land sal woon, en die beloofde land word beskryf as die rivier van Egipte, met ander woorde die Nylrivier, tot by die Eufraat. Lees 'n bietjie Genesis 15 vers 18. Dit is 'n gebied baie groter as die gebied wat Israel tans besit. Dit beteken hulle moet van die suidelike gedeeltes van Iran af, die hele Irak, gedeeltes van Saudi-Arabië, die hele Libië, Sirië, Jordanië en selfs 'n gedeelte van Egipte behoort aan Israel. En dit gaan hulle sin wees. En dan kom ons by 'n baie belangrike gedeelte, Genesis 12 vers 3. Mense wat die nageslag van Abraham seën, sal geseën word, terwyl diegene wat hulle vervloek sal word. So as jy sê jy's 'n Christen, maar jy vervloek die Jode, dan vervloek jy God se volk. En dan is daar fout met jou godsdiens. Dan moet jy 'n bietjie gaan kyk wat jou verhouding met God wel is. Jy kan nie sê jy's lief vir Christus, maar jy verwerp die volk waaruit Jesus Christus kom, die volk wat hom vir jou gegee het, want sy moeder Maria het uit hierdie volk gekom. Dan is daar fout met jou godsdiens. Jy's heel moontlik in 'n kerk wat jou die heel verkeerde dinge leer, soos ons later in hierdie bydrae gaan sien. So God het hierdie beloftes aan Abraham gemaak, en ons weet dat God nooit sy beloftes breek nie. God sê byvoorbeeld vir ons, dat as hy ons gered het, niks ons uit sy hand kan ruk nie. Dit gee vir ons die versekering, as jy waarlik weergebore is, dan kan niks jou van God af wegneem nie. Hoe kan ons dan 'n belofte wat God aan Abraham gemaak het, sê, maar die belofte bestaan nie meer nie? Die Jode is nie meer God se uitverkore volk nie. Dit maak geen sin nie. Jy maak die hele godsdiens belaglik daarmee. Die hele Bybel toon vir ons 'n wisselwerking tussen 'n lewe van sonde, dis nou hoofsaaklik van die Jode, dan word hulle gestraf vir hierdie sonde deur God. Die volk begin berou toon oor die sonde wat hulle gepleeg het, en dan skenk God aan hulle vergifnis. Vergelyk maar bloot 2 Samuel 2 en Psalm 51, die geskiedenis van koning Dawid, om dit te sien. Maar hierdie vergifnis van God bied hy aan sy volk Israel. Hy doen dit in Handelinge 2 vers 23 en 38, Efesiërs 1 vers 7, Efesiërs 2 vers 3 en 4, Hebreërs 10 vers 10, 1 Johannes 1 vers 9, ek weet ek rammel dit nou vinnig af, jy moet maar eendag die boek kry, as jy al hierdie verwysings wil sien. Die Jode het oortree, deur nie hulle Messias te erken nie. Hulle het oortree, deurdat hulle die Messias verwerp het, bitter min van hulle het hom aanvaar. En dit het gelei tot 'n straf wat hulle gekry het. En in hierdie straf is hulle wêreldwyd verstrooi. Eers in 70 na Christus, toe die tempel vernietig is, en finaal is hulle wêreldwyd versprei in 135 na Christus, met die Bar Kokhba opstand wat daar was. Vir bykans 2000 jaar duur hierdie verstrooiing van Israel na verskeie lande. In al hierdie lande word hulle wreed vervolg, en is hulle periodiek, moes hulle skuif na ander lande toe. Maar deurgaans het hulle kultuur en hulle godsdiens behou. Hulle het selfs hulle taal in baie gevalle verloor en 'n brabbeltaal aangeneem. Ons dink byvoorbeeld aan Jiddisch, wat 'n mengsel van Duits
en Hebreëus is. Maar deur die eeue het hulle gebid om terug te keer na die land Israel. Kyk 'n bietjie na die woorde van Psalm 137 verse 1 tot 6. Die vervulling van God se belofte oor die Jode se terugkeer na die land Israel het ons veral tydens die laaste eeu gesien, want dit het in hierdie eeu gebeur. Die terugkeer kan in 4 eras verdeel word. Die terugkeer onder die Ottoman Ryk onder Britse bestuur en die periode nadat 'n onafhanklike land Israel geïdentifiseer is, en dan wag daar 'n 4de terugkoms en dit is in die eindtyd wat dit gaan gebeur. Maar hierdie fisiese terugkeer is in ongeloof en mettertyd sal hierdie ongeloof van hulle verander in geloof. En dan sal hulle uiteindelik Jesus Christus erken as ook hulle Messias en hulle Verlosser. Die feit dat God die land aan die Jode beloof het, sien ons in Genesis 13, ook in Genesis 17. Ons weet dat God nooit sy beloftes breek nie, en hier het hy die verwysings waar ons sien dat hy straf en vergewe en dat hy dan, as hulle berou toon, gee hy redding. Ek het reeds oor hierdie gedeelte gepraat, maar u kan hierso sien dat God telkens sy volk help dat hulle uit hulle probleme kom. Ek wil net vir u 'n gedeelte hier voorlees, Esegiel 36 vers 24. God het aan die Jode beloof dat hy hulle sal bewaar en terugbring na die land, en hier is die woorde van Esegiel 36. En ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en ek sal julle in heel land bring. Kom ons kyk na 'n paar aspekte hier. Hy sal hulle uit die nasies gaan haal. Met die Babyloniese ballingskap was hulle in 'n enkele land, hulle was nie in verskeie lande nie. So hierdie is nie 'n vervulling dat hulle uit die Babyloniese ballingskap gekom het nie. Maar hier staan ook, ek sal julle in heel land bring. Met ander woorde, hulle sal teruggaan na die land Israel toe. Dit is wat God beloof het. En dan lees ons die bekende woorde in Jesaja 66 vers 8. Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n land op een enkele dag gebore? Of word 'n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry, met eens haar kinders gebaar. Dit is woorde wat in die Bybel vir ons opgeteken staan. Ek het reeds verwys na hierdie 4 tydperke waar tydens die terugkeer sou plaasvind. Kom ons gaan verder. Ek het nou net vir u gelees die woorde in Jesaja dat hulle op een dag weer 'n land sal word. Maar nou is daar 'n ander profesie waarna ons moet kyk. En dit is die profesie in Esegiel 4 verse 4 en 5. In daardie gedeelte sê God, hy beveel eintlik vir Esegiel om op die grond te gaan lê, en hy moes 390 dae op sy linkersy lê vir die ongeregtigheid van Israel. Die land was reeds in 2 verdeel op daardie stadium. So as ons praat van Israel, praat ons van die 10 noordelike stamme. As ons praat van Juda, praat ons van die 2 suidelike stamme. So vir die ongeregtigheid van Israel, die noordelike stamme, moes hy 390 dae op sy linkersy lê. En God sê dan ook dat elke dag stel 'n jaar voor wat Israel ontrou aan hom was. Wat is hierdie ontrouheid? God het hulle beveel om elke 7de jaar as 'n sabbatsjaar te gedenk. En in die 7de jaar mag hulle nie gewerk het nie. Hulle moes in die 7de jaar was 'n ruskans, en dit was ook vir die grond 'n rusperiode waar die grond kon rus voordat daar weer op daardie grond geplant word. Maar die Jode het hierdie dae verontagsaam. So hulle het 390 jaar lank dit verontagsaam. Terwyl die suidelike koninkryk dit vir 'n korter periode gedoen het,
Daarom moes Esegiel op sy regtersy vir 40 dae lê om die ongeregtigheid van Juda te dra. So, hier sien ons dat God hulle sou straf. En God het die Jode ook gewaarsku dat hy hulle 7voudig sal straf vir hulle sondes. Esegiel moes dus vir 430 dae, dis die 390 vir Israel en 40 vir Juda, op verskillende sye lê, so die volk moet vir 430 jaar lank gestraf word. Hulle was vir 70 jaar weggevoer na Babylon, so ons kan die 70 jaar aftrek van die 430, so daar moes nog 'n straf kom vir 360 jaar lank. Maar God sê ook vir die Jode, dat hy hulle 7voudig sal straf as hulle oortree. Ons lees dit in Levitikus. Waar ek en jy 'n straf sal kry, gaan Israel 7 keer swaarder gestraf word vir dieselfde oortreding. As ons dus hierdie periode, die 360 jaar met 7 vermenigvuldig, dan kom ons by 2520 jaar uit. So, volgens die mense wat hierdie berekenings gedoen het, was daar 'n periode van 2520 jaar lank wat Israel verstrooi sou wees, voordat hulle sou werklik terugkeer na hulle land toe. En dit bring ons by 'n baie interessante ding. Ek het reeds net nou vir u hierdie vers voorgelees. Hierdie gedeelte het ek ook reeds oor gepraat. Daar is die verwysing na Levitikus 26 vers 28 waar God hulle waarsku dat hulle gestraf gaan word. Die groot vraag bly, wanneer is daai 2520 jaar verby? As ons dit vat van die Babyloniese ballingskap af, dan was daardie dag 14 Mei 1948. Wat het gebeur op 14 Mei 1948? Israel het 'n onafhanklike land geword. Nou wil u vir my vertel, dis nie die Jode wat daar woon nie. Nadat die Bybel vir ons hierdie goeie beskrywing gee van wat gaan gebeur en selfs wanneer hulle gaan terugkeer na hulle land. Die Bybel is akkuraat in elke aspek. Hy het gesê hy sal hulle na sy land, en die hy waar ek hierna verwys is God. God het gesê hy sal hulle na hulle land teruglei. En dit gebeur op die dag waarop hulle land onafhanklik word. En op 15 Mei 1948, een dag na onafhanklikheid, let op, Jesaja het gesê hulle gaan in een dag of onafhanklik word. Die Engelse het baie skielik onttrek uit die gebied. Net 'n vinnige samevatting weer van die geskiedenis. Die hele gebied is gegee as 'n tuisland moes 'n tuisland vir die Jode en die Arabiere word, en toe is dit geskei in 2 verskillende lande. Die een is Transjordanië genoem, dit is so min of meer 77% van die gebied, en die 23% wat oorgebly het is Israel. Transjordanië het mettertyd verander in Jordanië. En nou wil die mense daarop aandring dat uit die klein stukkie wat Israel gekry het van die land wat hulle moes gehad het, moet daar nog 'n stuk weggesny word vir die Arabiere, wat hulle self Palestyne noem. Jy is teen God as jy hierin glo. Daar is geen manier wat jy God kan dien en sy volk verwerp nie. Hy het vir ons gesê, Genesis 12, wat was dit, vers 3, ek sal seën die wat jou seën en vervloek die wat jou vervloek. Is jy vervloek of word jy geseën? As ons kyk na foto's van die Jode wat geneem is nadat hulle uit die konsentrasiekampe in Duitsland bevry is, dan sien ons dat hulle lyk soos die profesie wat in Esegiel 37 staan. Esegiel 37 beskryf van 'n land vol beendere. En
Dan moet Esegiel profeteer, en dan kom daar eers vel oor die been, en dan kom daar die senings en die spiere, en dan blaas God asem in hulle in. Maar luister 'n bietjie na Esegiel 37 vers 14. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in heel land. Hier is dit weer in julle land. Die Jode het geen ander land gehad as Kanaan, as Israel nie. En julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het, spreek die Here, en Israel ontken nog steeds dat die Here dit gedoen het. Maar dit vat nie daarvan weg dat hulle nog steeds God se volk is nie. Dit is waarom ons Openbaring behandel, sodat jy kan sien wat is die strawwe wat hulle nog gaan kry, totdat hulle Jesus Christus as hulle verlosser aanvaar. Ek kom terug na die konsentrasiekampe. Die Jode wat uit daai konsentrasiekampe gekom het, was basies net vel en been, met dowwe oë, wat dit het gelyk na lyke wat rondloop. Na meer as 2000 jaar het God hulle weer bymekaar gemaak, en na hierdie geveg om te oorleef in die konsentrasiekampe, wil hulle terugkeer na hulle land. Hulle glo dat hulle terug moet keer na Israel. En wie is die land wat hulle verhoed om dit te doen? Die Engelse. Engeland verhoed skepe om te land teen die Israeliese kus. En hulle stuur die Jode in 'n nuwe ballingskap in op 'n eiland waar hulle aangehou word, sodat hulle nie in hulle beloofde land kan inkom nie. Baie van hulle het met ander roetes ingekom, maar dit is wat daar gebeur het. En as ons kyk, daar is nog gepraat van Groot-Brittanje op daardie tyd. Wat het geword van Engeland sedertdien? Hoeveel kolonies het hulle nog oor? Engeland het so ver agteruit gegaan, dat hulle nou in heelwat munisipaliteite al moslem leiers het. Met ander woorde, dis 'n volk wat in gronde gaan, dis 'n volk wat vervloek is, omdat hulle die volk van God vervloek het. Hulle wou nie toelaat dat die Jode terugkeer na hulle land nie. Weer terug by die profeseë. Daar is ook 'n profesie dat die Ethiopiese Jode sou terugkeer na Israel. Dit het gebeur, as ek reg onthou, was dit 1974, Sefanja 3 vers 10. So ons leef in 'n generasie en die generasie voor ons wat hierdie hergeboorte van Israel beleef. Esegiel het hierdie woorde geskryf toe Juda deur die Babiloniërs gevange geneem was. Die feit dat God vir hom die droë bene in die dal wys dat dit bene is wat al lank dood is. Daar is nie meer vleis, daar is nie meer 'n vel daaroor nie, 'n skaal bene. Maar dit dui op hierdie periode, 'n baie lang periode, die 2000 jaar wat hulle weggevoer was. En God het hierdie volk bewaar deur 2000 jaar in verskeie lande, waar hulle in die meeste van hierdie lande vervolg is, waar hulle vermoor is op groot skaal, en waar alle wandade aan hulle toegedig is. Is dit nie nog 'n wonderwerk van God nie? En dan wil hy nie aanvaar dat die Jode Israel is nie. God het gesê Israel gaan herstel word. In Amos 9 verse 13 en 14 lees ons: Kyk, die dae kom, spreek die Here, dat die ploer die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier, en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees. En ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon. Ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. Hierdie dinge het nie gebeur na die Babiloniese ballingskap nie. Hulle het geleef soos hulle van tevore geleef het. Hierdie dinge gebeur sedert Israel in 1948 teruggekeer het na hulle land toe. God is 'n God wat sy beloftes hou. Hy lieg nie vir ons nie. En Israel het hulle land uit pynhope begin opbou. Hulle het in die 20ste eeu meer as 170 miljoen bome in Israel geplant. Hulle is 'n leier in die uitvoer van snyblomme na Nederland en Duitsland. Israel se tegnologiese stelsel is
absoluut uitstekend ontwikkel. Hulle onttrek water uit die lug om letterlik bome in die woestyn te laat groei. Maar hulle het ander dinge ook ontwikkel. Ons dink aan die wapentuig, die Iron Dome wat hulle ontwikkel het, om die wapens wat die vyand op hulle afvuur, om die onskadelik te stel. En as ons kyk na die afgelope 2 jaar, die stryd wat daar was teen Israel, die Iron Dome was feitelik 99% akkuraat, en 'n stelsel soos daai word as uitstekend beskou as dit 80% akkuraat is en 80% van die aanvalle afweer. Kyk na die sterftesyfer in Israel tydens hierdie oorlog, en ek praat nie van die moord, die volksmoord wat gepleeg is op 7 Oktober 2023 nie. Ek praat van die hoeveelheid Jode wat gesterf het met hierdie aanvalle. Dis minimaal as jy dit vergelyk met die hoeveelheid bomme wat daar op hulle gereën het, die hoeveelheid missiele wat op hulle afgevuur is. Ek het gepraat al oor die nuwe nedersettings wat hulle gebou het, en dit bring ons sommer by iets soos die Wesoewer, wat die wêreld nou weer gaande is. Watter plekke is daar in die Wesoewer? Is dit Arabiese grond? Wie is gebore in Bethlehem? As ek my Bybel lees, dan lyk dit vir my of Jesus in Bethlehem, Efrata, gebore is. En daardie Bethlehem vorm nou deel van die Wesoewer. Judea, dit is die suidelike stamme van Israel gewees. Dis deel van die Wesoewer. Die plekke wat ek na verwys het, baie van die plekke, byvoorbeeld Josef se graf, is op die Wesoewer. En dan wil mense nie aanvaar dat dit die Jode is wat in daardie gebied leef nie. Israel floreer op finansiële gebied, ten spyte van hierdie oorlog, ten spyte van die koste. Ek het net nou gepraat oor Iron Dome. Die Iron Dome, elke missiel wat hy afvuur, is tussen $20,000 en $50,000, en daar word 'n paar missiele opgestuur om een missiel af te skiet wat op Israel gevuur word. En dan verwys ek nie eers na hulle arrows of David sling, daardie verskillende stelsels waar dit honderde duisende dollars is om 'n missiel af te vuur. En ten spyte daarvan floreer Israel op finansiële gebied. In die afgelope 24 uur is hulle internasionale krediet heraangepas en dit is verbeter, terwyl die res van die wêreld besig is om bankrot te gaan. Lyk dit vir u asof God 'n volk gaan seën, as dit nie sy volk is nie? 'n Volk wat so ver van hom af leef as wat die meeste Israeliete van hom af leef. Israel is die 6de grootste kernmoondheid in die wêreld. Hulle word tans beskou as die derde sterkste, die land met die derde sterkste weermag in die wêreld. Hulle is onder die top 3 lande met inligtingstegnologie. Israel het die hoogste verhouding tussen wetenskaplikes en ingenieurs teenoor, sal ons dit maar noem, ons gewone mense in die wêreld. God seën vir Israel, en hy seën hulle met 'n doel. Hy seën hulle dat hulle moet bewus raak daarvan dat hy God is, maar hulle is nog steeds met blindheid geslaan. En eers as die Christen weg is van die aarde af, sal hulle oë begin oopgaan en hulle sal besef wat God vir hulle doen. Ek het gepraat dat hulle 2000 jaar lank versprei was en dat hulle gaan terugkeer. En toe hulle teruggekeer het, het hulle uit verskillende lande gekom. En elke land het hulle eie taal gehad. Die Jode kon in 1948 mekaar nie verstaan nie. En hulle moes 'n taal kry om hulle almal saam te bind. En die taal is Hebreëus. En so het Hebreëus weer herleef.
Hebreëus was weggesteek in tale soos Jiddisch en daar is 'n ander een wat die Sephardi Jode gebruik het. Ek is nie nou seker wat sy naam was nie, maar dit is nie suiwer Hebreëus nie. En suiwer Hebreëus het teruggekeer. So 'n gestorwe taal het teruggekom sodat die Jode kan voortgaan met hulle eie taal. Dan, as ons kyk op wetenskaplike terrein, is daar studies gedoen, DNA-studies, om te kyk of die Jode wat tans in Israel woon, of hulle werklik die Jode is en of hulle Europeërs is wat soontoe getrek het. En in die Jode kan jy kyk na vanne. Byvoorbeeld as 'n Jood die van Cohen het, beteken dit dis 'n afstammeling van Aaron. Daar is 'n sekere kromosoom, jou Y-kromosoom word van vader na seun oorgedra. En 'n mens kan kyk na 'n stamboom van Y-kromosome. So as jy wil vasstel of iemand anders met dieselfde van as jy, dieselfde voorvader gehad het, en kom ons sê julle is albei mans, dan laat julle Y-kromosome se DNA volgorde bepaal, en dan kan julle sien of julle dieselfde voorvader gehad het, so julle moet dieselfde van hê. As julle Y-kromosoom verskil, kan dit wees dat twee verskillende mense met daardie van Suid-Afrika ingekom het, of iemand het oorspel gepleeg iewers. Daar is nie 'n makliker manier om dit te stel nie. Dit is die enigste oplossings wat daar kan wees. Maar as ons kyk na die Y-kromosoom van die Lewiete, dan bevat meer as 90% van die Lewiete dieselfde Y-kromosoom. As jy ook kyk na ander gene, dan is daar 3 verskillende geenkombinasies wat by die meerderheid Jode voorkom. Oor die 80% van hulle het daardie 3 spesifieke haplotipes word dit genoem. So die Jode wat tans in Israel woon, veral die Lewiete, is die ware en wettige erfgename van hulle Bybelse voorvaders, en die land Israel is hulle sin, en nie net die stukkie grond wat nou aan hulle gegee is nie. Daar moet weggedoen word met bevry Palestina van die rivier tot teen die see. Daar moet gesê word, bevry Israel van die Nyl tot die Eufraat, want dit is die grond wat God aan hulle beloof het. Dit is wat die slagspreuk moet wees. Maar ons moet nou gesels oor die verhouding tussen Israel en die kerk, veral omdat hier in ons tyd die kerk so afwyk van dit wat die waarheid is. As ons kyk na Jesus se hemelvaart, na sy hemelvaart het die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind, en al die mense wat daar gestaan het, kon die evangelie in hulle eie taal hoor. Met ander woorde, hulle het in hulle eie taal gehoor, sodat hulle kan verstaan waaroor dit gaan. En dit is weens hierdie rede wat Petrus dan ook die stelling gemaak het, dat ons nie gefabriseerde fabels volg nie, maar dat ons die waarheid volg. Afgesien van die disippels was daar minstens 300 bekeerdes by hierdie bekering. So 3000 ooggetuies wat die geboorte van die kerk gesien het. Maar dit was binne loopafstand. Jy kon gekyk het van Jerusalem na die plek waar die Heilige Gees uitgestort is. So duisende in Jerusalem kon dit ook sien. So deur God se genade kon ons hom, ons is die heidene nasies, kon ons hom as ons verlosser aanvaar, en kon ons deur die aanvaarding van die evangelie sy genade beleef, kon ons wedergeboorte ervaar. En daar word in Lukas 21 vers 24 beskryf dat Jerusalem
deur die heidene, eerstens dat die Jode verstrooi sal word en dat Jerusalem deur die nasies vertrap sal word. En dit is wat gebeur het. Ons het toe ons in die reeks oor Romeine gepraat het, in Romeine 11 gekyk na die voorstelling wat Paulus daar gee onder goddelike inspirasie, dat dit is soos 'n olyfboom. Israel is die makolyfboom en sekere takke is uitgeruk, weggeruk. En ons is wilde olywe, ons is ingeënt in daardie boom. En toe gebeur daar iets wat nie gebeur as jy 'n boom inent nie. Ons begin die vrug dra wat die makolyf gedra het. As jy 'n rooi roos tak inent op 'n geel roos, gaan daardie rooi tak steeds rooi rose dra. Ons is wilde olywe, ons is ingeënt op die makolyf en nou dra ons makolyfvrugte. Dis 'n goddelike wonderwerk wat daar plaasgevind het. Lees gerus Romeine 11, veral vers 13 tot 26, om te kyk hoe lyk hierdie wisselwerking tussen Israel en die gelowiges. Maar dit bring ons by 'n baie slegte tema, en dit is vervangingsteologie. En ongelukkig het vervangingsteologie in die kerk ingesluip. En hierdie vervangingsteologie is die geloof dat die kerk Israel in God se raadsplan vervang het. Vervangingsteologie noodsaak dit dat jy groot dele van die Bybel moet vergeestelik, dat die Bybel nog sin maak. En hierdie vergeesteliking van die Bybel geld veral vir 'n boek soos Openbaring. Dit is waarom mense wat hierdie teorie aanhang, nie die boek Openbaring kan verstaan nie. Paulus het ons reeds gewaarsku teen verkeerde vertolkings van die skrif. Romeine 11 vers 7 en 8. Die kerk is tydens Pinkster gebore en sal op aarde bly tot met die wegraping. En na die wegraping gaan dis nou die kerk wat weggeraap word, gaan God se plan en sy fokus gaan weer terugskuif na Israel toe. Met Jesus se tweede koms gaan Israel dan uiteindelik reg wees om hom te ontvang. Hulle sal met hom regeer tydens die vrederyk. Maar dit is nie al van vervangingsteologie nie. Net om te kyk hoe wyd dit strek. Daar word verskriklik getwis oor doop, groot doop versus klein doop. Dis twee goed wat glad nie vergelykbaar is met mekaar nie, en dit is jammer dat doop in elke geval gebruik word. Dit is twee heeltemal verskillende aksies. Groot doop is 'n belydenis dat ek Jesus Christus as my verlosser aanvaar het, en dan ondergaan ek die teken daarvan, ek word ondergedompel in water, ek word agteroor in die water laat sak om te wys ek sterf vir my sonde, en dan kom ek op lewend as 'n wese wat skoon gewas is deur die water. Ek is skoon gewas, dit is simbolies van wat dit beteken. Die klein doop is dat die ouers 'n belofte aflê dat hulle die kind sal grootmaak volgens God se woord. Hulle sal die kind onderrig en laat onderrig. Maar daar sluip al klaar 'n gedeelte van vervangingsteologie in. In die doopformulier staan daar dat die doop gekom het in die plek van die besnydenis. Met ander woorde, die doopformulier wat in die meeste protestantse kerke gebruik word, skryf vervangingsteologie voor. Want dit sê, jy word nie nou meer besny nie, jy word nou gedoop. Dit is 'n verkeerde vertolking van die skrif. En jou kerke volhard hiermee, en so dra die kerke by dat vervangingsteologie aanvaar word.
Vervangingsteologie is gegrond op 'n menslike denkwyse, nie op Bybelse beginsels nie. Volgens menslike denke was Christus kom ons sê maar die belangrikste mens wat daar nog ooit was. En die volk wat verantwoordelik was vir sy kruisiging moes dus die slegste en mees haatlike mense ter wêreld gewees het, en nou moet die haat op hierdie mense uitgestort word. Hulle neem nie in ag dat dit die Romeine is wat hom gekruisig het nie. Die Jode het hom wel oorgelewer om gekruisig te word, maar die haat word net op die Jode uitgestort. So daar word gesê dat die moordenaars is vervang deur 'n groep goeie mense, die kerk. Maar soos ek reeds gesê het, dit is 'n menslike standpunt, dis nie die Bybelse reaksie nie. Ons gaan net nou 'n bietjie verder daaroor gesels. Kom ons kyk na die redes vir hierdie vervangingsteologie. Israel gaan mettertyd nader getrek word aan die nuwe verbond. Ons sien dit in Jeremia 31 vers 31 tot 34 en daardie gedeelte weerspreek vervangingsteologie ten volle. God beklemtoon dat Israel deur 'n reinigingsproses sal gaan, net soos 'n metaal in die vuuroond. Die metaal word gesmelt, dit word gelouter en dit bring mee dat hulle suiwer sal wees na die tyd. Daar is verskeie redes waarom vervangingsteologie so veld gewen het. Die kerk het basies begin met Jode. Die disippels was Jode oor die algemeen, die meeste van hulle. Hulle is Jode wat Jesus Christus gevolg het en die eerste bekeerlinge was Jode gewees. Maar die ander Jode het hierdie Jode begin vervolg. En dit het voortgegaan dat hulle dan ook die mense vervolg het wat hierdie standpunt handhaaf. Ekskuus vir 'n oomblik. Die vroeë kerk is dus deur die Jode vervolg en daarom haat die kerk die Jode. Die vroeë kerk is egter baie erger deur die Romeine vervolg. En daar bestaan nie Romeinse haat nie. Dit wys vir jou, die Jode is God se volk. En die oomblik as iets oor die Jode gaan, dan kry jy die sataniese handeling waar hy sy mag op mense toepas om hierdie vervolging te vererger. Die kerk het ook die Griekse filosofie aanvaar om die Bybel te vergeestelik. As ons kyk na 'n voorbeeld, in Genesis 25 vers 23 staan daar dat die oudste, dit is nou Esau, die jongste Jakob sal dien. En nou vervang hulle daar Esau met Israel en die jongste Jakob word vervang met kerk. Die woord word nie letterlik aanvaar nie, want dit gaan oor Esau en Jakob, dit gaan oor die verhouding tussen twee broers. Die broer wat deur God verkies is, Jakob, en die broer wat deur sy vaderlike pa verkies is. Dit gaan nie oor die kerk en oor Israel nie. As ons gaan na die bekende gedeelte in Johannes 3 wat wys hoe wedergeboorte werk, dan het Jesus vir Nikodemus gesê, jy moet uit water en gees gebore word. En die Jode het verstaan dat die geboorte uit water 'n fisiese geboorte impliseer. As jy uit jou ma uitkom, is daar water wat vloei, die vrugwater van die vrou breek, en dit is 'n nat proses. Dit dui nie op die doop nie. Maar groot gedeeltes van die kerk het water met die doop vervang. En hulle glo dat jy gedoop moet word, anders kan jy nie in die hemel kom nie. En die grootste kerk wat hulle sê wat 'n Christelike kerk is, die Rooms-Katolieke, glo dit byvoorbeeld, maar jy kry ook ander kerke wat dit aanvaar. Ek het net nou reeds vir u daarop gewys, die doop is 'n erkentenis wat jy maak, is 'n belydenis wat jy maak. Dit is nie wat jou red nie,
Dit is jou geloof wat jou red. Dan het ons gekry dat daar geestelike jaloesie was deur heidene. En dit het vroeg in die Bybel al begin. Ons dink byvoorbeeld aan Kain en Abel, Josef en sy broers. Christene is die wilde olyfboom takke wat ingeënt is op die makolyfboom. Ek het reeds daarna verwys. Maar die werklike basis vir vervangingsteologie is die een waaroor ek net nou gepraat het toe ek begin het met hierdie skyfie. Dis misleiding deur die duiwel, deur Satan. Satan haat Israel omdat hy alles haat wat God liefhet. En daarom, as jy Israel haat, is jy lief vir dit wat Satan liefhet. En wat sê die Bybel vir ons as jy die wêreld liefhet? Want die wêreld en Satan is sinoniem aan mekaar. Jy moet God lief hê. Jy moet lief hê wat God lief het. Daarom moet jy die goeie dinge in die lewe lief hê, die dinge wat God daar gestel het. Hierdie vervangingsteologie het reeds op 'n baie vroeë stadium in die kerk ingesluip. En die eerste plek waar ons dit teekom, is in die briewe aan Barnabas, wat in ongeveer 100 na Christus geskryf is. Dit is een van die boeke wat nie in ons Bybel opgeneem is nie, is een van die apokriewe boeke. Daar word beweer dat die Jode nie meer God se uitverkore volk is nie, omdat hulle Jesus vermoor het. So 100 na Christus het hierdie dinge al begin. Irenaeus het 'n paar dekades later het hy aanbeveel dat Christene glad nie in verhoudings met Jode mag staan nie. Ambrosius het so 2 eeue later geglo dat die kerk die Jode moes uitroei. Waar in die Bybel leer jy dat jy iemand anders moet uitroei? Dit klink meer na moslim fundamentalisme as enige iets anders. Maar dit is wat 'n kerkvader soos Ambrosius geglo het. Augustinus na hom het toe hierdie idees effe verander, deur die idee voor te skryf dat Jode vervolg moet word, maar nie doodgemaak moet word nie. En dan kry ons 'n hele reeks preke van Chrysostom in die 4de eeu, wat absolute haat teen die Jode aanblaas. En dit is waar die dinge vandaan kom. Voorbeelde van nog goed wat gebeur het om die skeidslyn tussen die Jode en die kerk te verhoog, is dat die Sabbat met Sondag vervang is. Nie dat daar 'n probleem is nie. In die Nuwe Testament het die kerk gewoonlik op die eerste dag van die week bymekaar gekom, so dit is nie die probleem nie, maar net die woordkeuse wat daar is verander. Daar is ook besluit om die naam van Paasfees te verander. Dit is verander van Pascha na Paasfees, of in Engels Easter. En die Easter dui op 'n fertiliteits- of 'n vrugbaarheidsgodin. So heeltemal 'n verkeerde naam. By die synode van Laodicea in 365 na Christus het Christene wat die Sabbat onderhou, is as lidmate van die kerk geskraap. En sommige van hulle het selfs op die brandstapel gesterf, omdat hulle die Sabbat gehou het. God het vir ons gesê, hy is God van Sabbat. Jesus het dit vir ons gesê, hy is die God van die Sabbat. En hy wil hê dat ons 'n dag aan hom moet wy. En dit is wat jy moet doen. Baie sinagoges is vernietig deur die kerk, of in kerke omgeskakel vir altyd in die 4de en 5de eeue, en daar was 'n ongelooflike vervolging van die Jode. Hierdie haat teen die Jode in die vroeë kerk was 'n teelaarde vir antisemitistiese leerstellings, en dit het veral gebeur nadat die kerk en die staat saamgesmelt het. Wetgewing is teen Jode ingestel, en dit het gemaak dat daar nie meer Jode tot bekering gekom het nie, en so het die kerk sy Joodse erfenis verloor.
die mense wat jou kon vertel het, wat is die kultuur waarin hierdie dinge gebeur, teen watter agtergrond is hierdie woorde geskryf. Konstantyn het hierdie vervolging teen die Jode gestaak, maar hy gebruik die eerste raad van Nicea om die laaste Joodse gebruike uit die kerk uit te verwyder. Tydens die middeleeue is daar 'n verdere verwyderingsreaksie gewees. Dit was vir die Katolieke verkeerd om met geld te werk. En hulle het ook wette ingestel wat werksreservering in die Katolieke lande voorgestel het. So, om geld uit te leen was volgens die Rooms-Katolieke doktrine verkeerd, dis as 'n sonde beskou. En dit het meegebring dat die Jode hierdie taak oorgeneem het. En wêreldwyd het die Jode begin om banke te stig, en dit is waarom jy soveel ryk Jode aan die hoof van banke kry. Dit kom reeds van die middeleeue af. Jy sien hier die vervolging wat in Portugal en Spanje voortgekom het in die einde 1492, waar van daai 600.000 Jode wat in Portugal en Spanje geleef het, die meeste dood is. Baie het egter na veral Amerika gevlug. Tydens die middeleeue is die Jode gedwing om van geloof te verander. Hulle is elke keer aangekla as daar iets gebeur. As 'n Christenkind byvoorbeeld sterf, kom ons sê 'n Christenkind val in 'n put en verdrink, dan is daar gesê die Jode het die kind gevang en in 'n put gegooi, vermoor, en nou moet soveel Jode sterf as gevolg daarvan. Dit is die blood libels wat hier beskryf word. Ek het nie Afrikaanse term daarvoor nie. Die Jode is op verskillende plekke verban en hulle is dikwels vals beskuldig. Hulle is byvoorbeeld aanvanklik beskuldig dat hulle vir die swart dood verantwoordelik was. En omdat hulle skuldig is hulle vervolg. Met die verskillende kruistogte wat plaasgevind het, het die kruisvaarders bykans alle Jode wat hulle teëgekom het uitgewis. Reeds in sy leeftyd het Thomas Aquinas, hy het van 1225 tot 1274 geleef, voorgestel dat Jode spesiale kenteken moet dra om hulle te identifiseer, en dat hulle wettiglik doodgemaak kan word na 'n tweede waarskuwing. En dit was 'n waarskuwing soos, moenie voor my loop nie, of iets van die aard. Die tweede keer as hulle dit doen, kon hulle doodgemaak word. Tydens die hervorming is hierdie proses ongelukkig nie gestaak nie. En die vervolging het steeds voorgekom. Mens sou dink dat slegs geloof, slegs die skrif, slegs Christus, genade alleen en ere en glorie aan God, dat dit dinge sou verander. Maar dit het nie. So kry ons byvoorbeeld dat Martin Luther, een van die kerkvaders, gefrustreerd geraak het oor die klein getal Jode wat tot bekering gekom het. En daarom skryf hy toe 'n artikel, wat sal ons Christene met hierdie verworpe en veroordeelde nasie, die Jode, doen? Hoor u die haat teen die Jood daar? Dit is 'n kerkvader. Hy word deur baie protestante as 'n kerkvader beskou. Maar kyk die haat wat hy van praat hier. Dit word gevolg deur 'n pamflet, On the Jews and their Lies. 'n kerkvader wat sulke dinge skryf. Calvin was 'n bietjie minder teen die Jode gekant, maar hy het ook baie stellings teen die Jode gemaak. Adolf Hitler beweer dat hy die Jode ter wille van God vervolg het. Hy het gesê, ek glo dat ek in die gees van die almagtige God optree deur myself te verdedig teen die Jode. Ek veg vir die werk van die Here. En hy veg om die Jode dood te maak. Lees 'n bietjie die Bybel.
oor mense wat ter wille van die naam van God doodgemaak word, en dat daar in die laaste dae gesê gaan word, dat hulle vir God iets goeds doen as hulle jou doodmaak. Hierdie selfde spreek is besig om nou te verander, en hierdie spreek is besig om te verander dat hy lees, ek glo dat die gees van die almagtige God, dat ek in die gees van die almagtige God optree deur myself teen Christene te verdedig. Ek veg vir die werk van die Heer, want dit is die woorde wat ons tans hoor in die wêreld. Calvin maak ook nie 'n onderskeid tussen die ou en die nuwe verbond nie. Hy aanvaar dat die kerk Israel vervang het, maar hy het nogtans aanvaar dat die Jode wel iewers in die toekoms tot bekering sal kom. As ons kyk na vervangingsteologie in Suid-Afrika, dan sien ons hoe dit ook hier ontwikkel het. In 1917 het professor J.I. Maree aan die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch geskryf. Dis in 1917 wat hy geskryf het. Dit is duidelik dat die wederkoms van Christus voor die 1000-jarige ryk die aanvaarde mening van die kerk deur die eeue was. Met ander woorde, hy beskryf hier 'n 1000-jarige vrederyk, dat Jesus voor daardie tyd gaan kom. En wat gebeur in die kerk in wie se publikasies hy hierdie goed geskryf het? Op 'n algemene synode in 1962 stel ene Dr. Johan Heyns voor dat chiliasme verwerp moet word. En chiliasme is 'n Griekse woord wat beskryf die letterlike vertolking van die Bybel en die aanvaarding van die vrederyk. So dit wat in 1917 deur 'n kerk aanvaar is, word deur dieselfde kerk in 1962 net bykans 50 jaar later, bietjie minder as 50 jaar later, word dit deur dieselfde kerk verwerp. Het die Bybel verander in daardie 50 jaar? Of is dit die mens wat verander het, en verander die mens die kerk om aan te pas by die mens? 2 Petrus 1 vers 19 tot 21 sê duidelik, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Ons moet die woord van God aanvaar. Ons kan nie die woord van God verander en verwerp om by ons eie teorieë aan te pas nie, want dan is jy teen God. So wat ek vandag vir u probeer vertel, is dat die mens is besig om die woord van God te verander. Die mens aanvaar nie meer wat in die Bybel staan, so die mens aanvaar nie meer dat die volk Israel God se uitverkore volk is nie. Hulle glo nie meer dat Israel 'n rol in die eindtyd het nie. Die mens is besig om 'n nuwe meester te dien. Hulle meester is Satan en nie die God van die Bybel nie. Waar staan jy in hierdie verband? Wie dien jy? Dien jy die almagtige Skepper God, of dien jy hierdie God van die wêreld, die God met 'n klein g, Satan? Hemelvader, dankie dat ons in hierdie oggend uit u woord kon leer. Here, dit is so kommerwekkend dat so 'n gedeelte van die wêreld op loop gaan met vals teologie. Here, help u ons dat ons trou kan bly. Help ons dat ons u woord sal uitdra, dat ons u woord sal verkondig waar ons ook al kom, en dat ons sal praat teen hierdie fout, dat ons sal wys as daar dwaallerings verkondig word, en dat ons mense tereg sal wys, soos u in die woord sê, dat die skrif is ingegee tot teregwysing. Gee dat ons hierdie taak sal uitvoer, dat ons u sal dien met alles waartoe ons in staat is. Ek bly dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen.